Nou ja, so nou het ons die groot voorreg as oupa en ouma nou na die dag, toe sê ons dat Engela het ander dag, toe ons uitvind Rodele is swanger, toe sê sy hierdie kraswoorde, ek lyk al klaar soos 'n oupa. Ja. Ja, maar iemand het eendag gedog, Irina is my dogter, so in elk geval, maar so, toe weet ek nie, moet ek nou lag of huil, maar in elk geval, yes, maar dankie, julle kan vorentoe kom. Yes, nou, geliefdes, dis nou my trots. Ag, julle kan vir die ouers ook, maar vir die kleintjie 'n mooi handeklap gee. Is dit nie 'n mooi kind nie? Lyk sy nie net soos oupa, die is nou vir my 'n bietjie groot, so skies nou. Yes, maar in elk geval, goed, wil die oupas bystaan, of die grootouers, as julle wil, Okkert, julle is wel, as julle wil, as julle is up to julle, as julle wil, kan julle hier voorkom staan, as julle eerder agter wil bly. Goed, nou dis Okkie se ouers daar van Nigel af en sy ouma, en ek wil net sê, hulle het gister vir ons gesê, in Nigel bestaan daar regtig, of het daar regtig 'n Vetkoetpaleis bestaan. Ja, so hulle het nie daar gewerk nie, maar hulle was ook deel van die movie partykeer. Nee, ek joke net. Dis ouma Nelly. So, sy's nou, ja, sy het ander dag haar 100ste verjaardag gevier, maar nee, ek joke net, sy raak nou 79. Goed, nie 97. En dit is my vrou. Goed. Yes. So Okkert en Rodey, ons sê altyd, en ons wil net eers bietjie met die ouers praat en julle bemoedig vanoggend. Dit is vir ons sê altyd, dit is vir ons 'n groot ding as ons 'n kind aan die Here toewy. Nommer 1, dis tweeledig. Nommer 1 is die ouers kom na God toe om vir God te sê, ons het U nodig. Daar is altyd daai groot, geweldige uitdrukking wat dink altyd daaraan dat Josef, toe hy vir Jesus in sy arms gehou het, toe Jesus, die Here Jesus homself 'n babietjie was, toe die uitdrukking wat sê, I am the father of the son of God. En net daai uitdrukking van die groot verantwoordelikheid om hierdie kind, soos Spreuke 22 vers 6 sê, om hierdie kind groot te maak in die vrese van haar wee. Nou, en julle weet dit, en ons gesels altyd daaroor, maar net die uitdrukking wat dit sê, van om haar groot te maak in die vrese van haar wee, dit is die Here se perfekte plan vir haar lewe. Skus, ek net hier so blaai na, daar sê. Goed, en dan wil ek net bemoedig, Okkie, as man van jou vrou, as pa van jou kind en as hoof van die huis. Psalm 128 is altyd 'n kosbare vers wat sê, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. En hy sê, jou vrou sal wees soos olyfboom om jou, of voor by jou tafel, en jou kinders sal soos olyfboompies wees om jou tafel. Met ander woorde, dit dui op die seën en geluk en joy, en hy sê dat die Here sal jou huis seën. Nou, Engela het vanoggend vir ons gelees, as God geseën het, en as God besluit het, hy bless, en hy is vir jou, wie kan teen julle wees? En wat 'n voorreg. En nou, terwyl ek nou die dag voorberei, want dit is mos nou close to my heart, en toe lê die Here som op my hart, hierdie stelling. Nou dit was van Rachel wat, of Rebecca wat Rachel wat in kraam gegaan het met hierdie kind, en sy het baie swaar gekry. Nou, julle het nou nooit swaar gekry, want vrouens kry mos nie regtig swaar as hulle dra, ek hoor net hulle kerm verniet partykeer, maar in elk geval,
Ja, nou sê ek hom dapper, ne. Ja, ek sien het raak so stil. Yes. Ek wil net gou sê, geliefdes, ek bid, dat klein Denise nie aan Rodai sal doen, wat Rodai aan my gedoen het. Want toe ons in Walvisbaai gebly het, en Rodai 'n klein dogtertjie was sy verskriklik lief, om die telefoon te gaan antwoord, en dit was nog die landlyne, dan het die antwoord altyd so gegaan, want dit was die Agape gemeente, dan hoor jy altyd net, dan hoor jy die foon lui, dan weet jy al later, en dan gaan hy op, en dan sê, hoor jy die woorde, Agape gemeente, hallo? Oh, moeder, maar nou moet julle hierdie ene hoor, dis die seerste seer wat 'n pa kan kry, as hy hierdie woorde hoor, Agape gemeente, hallo? Oom, my pa kan nie nou kom nie, hy is op die toilet, hy doen 'n nommer 2. Dis verby, dis, ja, so, nou moet jy weet, waardeur gaan 'n pa, maar sy was 'n plesier vir my, so verder aan, yes, maar leer jou kind, van kleins af, daar is sekere maniere wat jy sê, wanneer jy reg sê. Goed, maar in elk geval, nou hierdie ma het swaar gekry met die geboorte, in so mate, hy sê so, en sê dit swaar gehad by die bevalling, in so mate dat sy gesterf het. En net voor toe die kind gebore is, sê die skrif, en toe haar siel uitgaan, met ander woorde, toe sy sterf. Want sy het gesterwe, sê hy, noem sy hom Ben-Oni. Nou die woord Ben in die Bybel beteken seun. Ben-Oni wat beteken kind of seun wat my verdriet aangedoen het. Nou wat 'n naam om vir jou kind te gee. Maar, dank die Here vir maar. Goed. Maar sy vader, ook hoor nou hierso, sy vader het hom Benjamin genoem. Nou die woordjie Benjamin beteken seun van my regterhand. Nou net die beginsel hierso is, hoor gou hierso, en sommer vir almal hierso wat kinders het, geliefdes en Okkie en Rodai, al wil omstandighede jou kind 'n naam gee, al wil omstandighede jou kind ander name gee, onthou 'n naam is dui op 'n identiteit, 'n pa se naam aan sy kind is die finale sê. Amen. 'n pa se naam aan sy kind is die finale sê. En daar's altyd daai woorde in Genesis 2 vers 19 wat sê dat God het jou die gesag gegee as pa om naam te kan gee aan jou kind. God het jou die gesag gegee om naam, en dit is nie net Denise nie of Denise Nerine Grobler nie, maar om 'n naam te gee, 'n identiteit. En dit is in julle hande. En net sê dit is in julle hande. En dan laastens was my so kosbaar. Toe ek ander dag, en ek terg altyd, terg nie. Ek kan vandag net sê ek is 'n kerkmens, ek lieg nie. Goed. Al sê Engela, ek praat soms nonsens, maar in elk geval, maar hierdie keer praat dit Sondag, so ek praat nie vandag nonsens nie. Ek bid, Rodai, en die Here lê op my hart. Die Here lê op my hart, hierdie woorde in Jesaja 43 vers 1 was my skrif waar die Here my geroep het, wat sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En 'n skrif wat baie close to my hart is, en wat die Here in my hart gegee het vir Denise. So as dit iets is vir haar vandag, en dit is, omdat jy koslik is, in my oë, hoog geag, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Nou, ek kan vir julle vandag uit my hart uit sê, ek het nie geweet, ek het een keer hier 'n skrifgie geskryf, en kyk gou wat is daai skrifgie, wat het ek daar geskryf daarby, Eksodus 2 vers 23 en 24,
En dit was vanoggend se preek, se boodskap gewees, dat God het gehoor. En God het julle gehoor en die Here is vir julle. Omdat hy haar lief het, sy koslik is en sy hoog geag is. En dit is nie verniet nie. Geliefdes, die naam Denise beteken God's delicate favorite. En hierdie stelling maak ek vandag. Sy sal weet, sy is geliefd. Sy sal dit weet, in haar innermost being, en want sy is kostelik en hoog geag en God het haar lief. Amen. Halleluja. Dankie. Kom ons, is dit reg so as ons hande uitbrei? Yes. Halleluja. Halleluja. Vader, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg het ons nie vandag om vir klein Denise voor u te kan bring. En eerstens vir pappa en mamma voor u troon te bring. En u te vra, Here, dat u hulle sal seën met wysheid en insig, krag en verstand, dat u hulle sal bewaar, hulle eenheid sal bewaar, en soos Here Jesus u vir ons gebid het, dat ons een mag wees soos u een is, bid ons vandag vir hulle, dat hulle as 'n gesin een sal wees, dat u hulle huwelik sal beskerm, dat u hulle finansies sal beskerm, dat u hulle altyd sal beskerm teen enige intruder, in die naam van Jesus. En Here, u het gesê, I myself will be a wall of fire around you, and I will be the glory within you. En Here, dankie dat ons vir Denise vandag voor u kan bring. En dankie Here vir hierdie kind wat net altyd vriendelik is en alreeds so groot blessing is. Spreek ons vandag oor jou Denise en sê, you are God's delicate favorite. Ons seën jou vandag om God lief te hê. Ons seën jou vandag om te weet en te weet en te weet, jy is geliefd. Ons verwelkom jou in ons lewens. Jy is so welkom. Ons verwelkom jou in papa en mama se huis vandag. Ons verwelkom jou vandag in ons lewens as beide oupas en oumas. Ons verwelkom jou in die gemeente van Christus. En ons kom pleit die bloed van Jesus oor jou. Seën vir jou. Die Here is met jou. En ons spreek in jou gees in vandag, dat jy vir altyd sal weet, jy is geliefd deur God. En dat jy die dag, as jy die onderskeid kan tref, tussen reg en verkeerd, dat jy sal kies wat reg is, in die naam van Jesus. En ons spreek oor jou Denise, in die toekoms in, aan die einde van jou lewe, dat God sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, in Jesus naam. Amen. Is dit sommer reg as ons oor hulle ook sing, laat jy die seën op wil daal? Ag, Irene, asseblief man, jy help ons altyd. Seit Zion bestraal, hy wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oor al gebied. Amen. En geliefdes, almal van ons het 'n storie om te vertel en Okkie en Rodai het ook 'n storie om te vertel en daar's net een storie en dit is you turned every curse into a blessing. En dit is wat ons net vandag eer aan die Here wil gee.